Dan sê julle, ek weet dit was bietjie chaos, hier het ons hierdie begin van die jaar die jeuggroepe voor die tyd ingedeel het, so as jy die memo gemis het, of die WhatsApp boodskapie, of jy net totaal onbewus was dat die groepe voor die tyd vergader, asseblief onthou, ons gaan dit lekker streamline, soos Myring gesê het, so teen die einde van die kwartaal gaan dit ook dan al 2 natuur wees, maar ons gaan in hierdie kwartaal ook fokus op die Onse Vader wat ons nou net gebid het. En dit is die gebed wat as die disippels vir Jesus vra, maar hoe moet ons bid? Dan maak hy eers 'n klomp aanmerkings soos julle moenie soos die fariseërs wees wat op die straathoeke bid en eintlik daar klaar hulle beloning wil ontvang nie, maar julle en ook nie soos die heidene nie wat 'n stortvloed van woorde gebruik as hulle bid nie. Dan sê hy, maar as julle bid, moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons gaan dan vanaand net by daai eerste frase fokus. Dis wat julle in julle jeuggroepe bespreek het, en ek wil net by daai frase stil staan, ons Vader wat in die hemel is. Die eerste ding wat ons mekaar moet sê is, dis die onse Vader. Jesus gebruik die inklusiewe term van ons. Nou, hy is besig om met sy Vader te praat, en hy het seker al die reg in die wêreld gehad om te sê, my Vader wat in die hemel is. As hy vir die disippels leer om te bid, dan kon hy sekerlik ook net die persoonlike vorm gebruik het om te sê, my Vader, want dan enige iemand wat die onse Vader bid, sal dan sê, my Vader. En as almal sê, my Vader, dan insinueer dit tog ons Vader. Maar ek dink Jesus is baie intentioneel om hierdie woord ons te gebruik. Ek weet nie, wel, hy het versekerlik geweet dat ons 2000 jaar later baie verval is in individualisme, waar alles net draai rondom ek. Me, myself en I, waar alles net op die individu gefokus is. En dit kan selfs in die kerk invloei, in ons spiritualiteit invloei, dat alles net rondom my gaan. Wat is in dit vir my, ook in die kerk? Wat kan God vir my beteken? Wat kan God vir my doen? En ek dink, Jesus is baie intentioneel om te sê, maar dis ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader beteken ook, dis iets wat ons saam doen. Natuurlik is gebed 'n ding wat jy self doen. Dis wat Jesus self sê, as jy gaan bid, moenie op die straathoeke bid waar almal jou kan sien nie, gaan na 'n stil plek, in 'n afgeleë plek in jou kamer, waar niemand jou kan sien nie, in jou gebedskamer, en dan bid jy dit. So, die Onse Vader of gebed, het verseker iets wat op jou as individu verantwoordelik is. Ek kan nie vir jou bid nie, niemand kan vir jou bid nie, jy is verantwoordelik vir jou eie gebedslewe en jou eie verhouding met God. Maar as Jesus sy disippels leer bid, dan gebruik hy die inklusief, want as ons so saam is, bid ons ook saam. En ek dink, Jesus wou sê, ja, jou gebedslewe is, dit kom neer op wat jy self met die Here 'n verhouding doen, maar daar is ook 'n kollektiewe aspek. Gebed is iets wat ons saam doen. En dis hoekom ons as 'n gemeente hierdie maand gekies het om te fokus om te gebed. Om nie net op ons eie te bid en God se stem op ons eie te hoor nie, maar baie moeite te maak dat ons as 'n kerk, ons as 'n geloofsgemeenskap ook saam bid. En ons gemeente het baie sulke geleenthede. Daar is 'n manne Bybelstudie op 'n Woensdagoggend 7:30. Daar's 'n manne Bybelstudie Vrydagoggend 6:30. Daar's vroue Bybelstudie Woensdae en Donderdagoggende. So daar's baie geleenthede waar ons help sodat ons kan saam bid. En julle groeigroepe of julle jeuggroepe wat ook groeigroepe is een plek waar julle dit kan doen. Maar dan praat Jesus ook dan van ons Vader. Hy fokus op die Vader. Dit is baie intieme taal wat Jesus gebruik as hy met sy pa praat. Natuurlik, want Jesus is die seun van God, so hy is besig om met sy Vader te praat, maar hy leer vir sy disippels, sy volgelinge, om ook te sê Vader, want hy wil iets baie belangriks
daarmee kommunikeer. Dat ons ook kinders van God is. En die Here het nie vywer is nie. Hier's nie van julle wat die oudste boetie is of die hoofseer in die kerk wat meer gesag het nie. Nee, God is ons almal se Vader. En daai titel sal baie vreemd geval het op veral die mense wat hier geluister het. Hoe kan Jesus ons leer bid en die ganse skepper van die hemel en die aarde die titel gee Vader, Pa? Nou, as ons verder kyk, hierdie is 'n kunswerk wat Rembrandt geskilder het van die gelykenis van die verlore seun. En hier is die toneel waar die verlore seun terug in die pa se arms in hardloop. En jy kan sien daar in die middelste is die hele skildery en jy kan sien hoe die ander nie eintlik in hulle noppies is met wat die Vader hierso doen nie. As jy hulle gedagtes kon lees en die Rembrandt het ek dink mooi met hulle liggaamstaal en met hulle gesigsuitdrukking laat kommunikeer die toeskouers van wat hier gebeur. Hulle is nie in hulle skik nie. Hulle is nie beïndruk met wat gebeur het nie. Want hierdie verlore seun het sy pa se naam so skade aangedoen deur sy erfporsie te vat. Hy het basies gesê, pa, ek wens jy was dood. Voor hy dood gaan, gee my erfporsie. Hy vat dit, hy draai sy rug op die vaderhuis. Hy gaan dobbel en kuier en spandeer daai erfporsie heeltemal uit op al die verkeerde maniere. En dan op 'n stadium as hy op sy laagste punt is, hy is letterlik in die varke wat die Jode sê is onrein diere, dan dink hy terug aan sy vaderhuis en dink hy, joh, as ek net 'n slaaf of 'n plaaswerker kan wees op my pa se plaas, dan is dit beter as waar ek nou hierso tussen die varke sit, waar ek so stink, waar ek so honger is, dat ek die onrein dier van die vark se kos eet. Nou gaan hy terug. En as sy pa hom sien, dan hardloop hy na hom toe. Hy omhels hom, hy gee vir hom 'n ring, hy gee vir hom 'n kleed, hy maak hom weer sy kind. En die ou boetie en die ander plaaswerkers en almal wat hierdie sien afspeel is soos, wat doen hierdie pa? Het hy geen eer nie? Wat hierdie skaamte wat hierdie verlore seun oor sy lewe gebring het, hy net wegkyk. En as jy nou kyk na die deel waar die verlore seun so in sy vader se embrace so neergekniel is, dan sien jy het Rembrandt, ek dink iets baie intentioneel gedoen met die twee hande. As jy gaan kyk na daai twee hande, dit is nie identiese hande nie. En ek dink die Vader het identiese hande gehad, maar Rembrandt as die kunstenaar wil iets uitbeeld van God die Vader se eienskappe. En hy sit een meer fyn hand in wat die omgee en sorg kommunikeer wat hierdie pa vir sy verlore seun het. En dan sit hy ook 'n sterk almagtige hand op die verlore seun se skouers. En beide hierdie hande omhels God die Vader. Nou, ons het die voorreg gehad om Prof Stefan Joubert te gehad het wat hierdie week 'n week van gebed vir ons ingelyf het. En as jy dit gemis het jy uitgemis, maar gelukkig kan jy dit op YouTube gaan kyk. En ons het ook die voorreg gehad om die woensdagoggend by die mannegebed bietjie met Stefan te kuier en uit te hang. En daar was 'n fascinerende gesprek waar ek en Meyering en Stefan gesit het hier in die by Kiewit en Patat waar Stefan gepraat het oor die Vader. Nou, Stefan Joubert en Jan van der Walt, hulle het saam die boodskapvertaling van die Bybel geskryf, 'n baie eie tydse Afrikaanse vertaling. So Stefan en Prof Jan hulle is goeie buddies. En Jan van der Walt is die kenner wêreldwyd in hierdie tyd oor die evangelie van Johannes. En Jan van der Walt het bietjie gaan navorsing doen oor hierdie titel van Vader wat so baie in die evangelies voorkom. Nou Jan van der Walt, ek kan nou die professor se opinie hier voorgee, want dit is nie my eie nie, maar ek stem nogal daarmee saam. Jan van der Walt maak die argument in een van sy doktorale skripsies dat die nuwe naam vir God eintlik Vader is. Die Griekse ho pater kom so baie in die Nuwe Testament voor dat wat Prof Jan van der Walt sê, dis amper asof die volgelinge van Jesus en dit wat daarna gebeur, die ganse vroeë kerk van die Nuwe Testament gee 'n nuwe naam
vir God. En dit is God die Vader. Maar nou praat Stefan ook so informeel met my en Meiding en hy sê maar partykeer as hy mense hoor na God verwys as Papa God of Daddy God, dan flinch hy so bietjie want hulle verstaan een aspek van wat daai titel beteken, maar hulle verstaan nie die volle prentjie nie. Want aan die een kant ja, as Jesus sê ons Vader, dan is dit familietaal. Ons kan God ken, ons kan 'n verhouding met hom hê, soos 'n kind met 'n pa 'n verhouding het. Daar is verseker iets familiêr aan daai verhouding. Maar tog is daar iets wat ook gans anders is. As ons bid Abba Vader, dan sê ons hierdie God wat ons Vader is ook die skepper van die hemel en die aarde. Hy's almagtig, hy het al die gesag. Daar is tog ook 'n respek wat ons moet gee vir God. En baie keer as ons net kom van Papa God en Daddy God, dan verstaan ons net die een aspek dat ons toegang het tot God, dat ons in 'n verhouding met God kan wees. Maar daar's tog 'n respek wat Vader ook insinueer. Dis nie die algemene naam van Papa nie. Hierso gebruik dit 'n titel, Abba Vader. Dis wat ons in Romeine 8 vers 15 ook lees. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader. Ons moet tog 'n soort van, die Engelse woord is reverence, 'n soort van 'n respek hê vir God die Vader. Dis waar Stefan ook gepraat in die Dinsdag aand, van ons moet Godvreesend wees, om nie bang te wees nie, want julle sien daar is, julle hoef nie meer bang te wees nie. Ons hoef nie Godvreesend te wees soos, hierdie God is so almagtig, ons moet net bang wees vir hom nie. Maar as ons hierdie titel sê, Onse Vader, as ons uitroep as sy kinders, Abba Vader, dan is daar ook respek. Want hierdie is dieselfde God wat die hemel en die aarde geskep het, wat ons geskep het, wat in beheer is, wat die koning is. En as ons daai titel gebruik, Abba Vader, dan moet ons nie vergeet van die respek of die reverence wat ook daar is nie. Die skepper van hemel en aarde is nie jou pappie nie. En dan die laaste deel van hierdie frase. Ons Vader wat in die hemel is. Nou, as ons bid, ons Vader wat in die hemel is, dan is een van die slaggate waar ons kan trap om te dink, God is daar ver in die hemele en ons is hierso. En God het die aarde geskep en hy het dinge in werking gestel, maar toe Jesus opvaar na die hemel toe is God daarbo en ons is hier onder. En dis onwaar. Die tegniese term daarvoor is deïsme, wat dink dat God nie meer hier by ons is nie, maar daar ver. Dis nie wat Jesus bedoel as hy sê, ons Vader wat in die hemele is nie. Dit kommunikeer nie afstand en God wat homself verwyder het van ons nie, maar dit sê waar God is. God is in die hemele, waar sy almag en gesag rus. Nou, julle wil of julle ouers vra, want hierdie liedjie is in 1990 geskryf, maar Betty Midler het in 1990 'n liedjie geskryf wat hierdie bekende chorus het. God is watching us from a distance. Jy het dalk al op Jacaranda FM gehoor en ek sing dalk saam. Ek sien party van julle ken die liedjie. As jy hom nie ken nie, gaan Google, maar ek gaan hom nie vir jou speel nie. Maar Betty het ongelukkig in 'n bietjie van 'n deïsme verval. Want sy sê God is daar deur ver en hy kyk na ons van 'n afstand af. Nee. God is naby ons, so naby asof wat 'n vader aan 'n kind is. En God is nog steeds aan die werk hierso en hy roep sy kerk om deel te raak van daai werk. Daar is nie afstand nie. Dis nie wat die Onse Vader probeer kommunikeer nie. Eintlik is die afstand weg. God is hier by ons en ons as sy kinders kan met hom praat soos 'n kind met 'n vader praat. En dan is ook 'n ander liedjie wat nou weer kommunikeer dat God hier by ons is, maar op 'n baie
kree en snaakse manier. En dis Joanne Osborne, sy het die liedjie geskryf, One of Us, wat sê, what if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. En ek weet toe hierdie liedjie in 1995 uitgekom het, was daar nogal baie opskudding oor, want hoe durf Joanne Osborne so skryf, God wat net een van ons is, wat net ook op die bus sit en huis toe ry. Dis bietjie weer te familier, dit is eintlik neerhalend, en Joanne Osborne, ek het nou vandag 'n YouTube video gekyk, waar sy gesê het, sy het nogal doodstrygemente en baie e-posse gekry van baie kwaai volgelinge van Jesus, gesê het, hoe durf jy van ons God praat, soos 'n slaap, wat soos 'n vreemdeling op 'n bus net huis toe ry. En dan sê sy, daar's net een iemand wat hom bel, en is dalk die paus wat in Rome is. Tussen hierdie twee extremes, van een die deisme wat sê God is daar ver, en God is afgesonder en ver verwyder van ons, en God wat maar net nog soos een van ons is daar 'n perfekte middeweg. En dis wat die Onse Vader probeer kommunikeer, as dit sê, laat u wil geskied en die koninkryk kom, in die hemel, so ook op die aarde. Die Keltiese Christene het gepraat van 'n thin place, 'n dun plek. En daai thin places, daai dun plekke is wat vroeë volgelinge van Jesus gesê het, die hemel en die aarde is so naby aan mekaar, dit voel of ons eintlik aan die hemel kan raak, asof die hemel deurbreek in ons werklikheid. En as ons die Onse Vader bid, dan is ons dalk soos Moses op heilige grond, ons moet dalk ons skoene uittrek, maar ek dink die plek word dun, die afstand tussen hemel en aarde word dun, as ons hierdie heilige oomblikke het. En ja, dit kan in die kerk gebeur, ons wil graag hê dat as ons hierso as Jesus se volgelinge mekaar kom, dat dit 'n dun plek is, dat ons amper voel of hemel hierso inbreek, en ons tasbaar God kan ervaar. My gebed vir jou is dat jy dun plekke oral sal ervaar waar jy gaan. Of dit nou by die skool is, of dit nou by die huis is, of dit nou op vakansie is, of dit nou in die snaakste plekke moontlik is. My gebed is dat as jy God se naam aanspreek, as jy sê, ons Vader wat in die hemel is, jy dink aan 'n God wat daar deur ver in die hemel is nie, maar dat die hemel deurbreek en die afstand tussen hemel en aarde dun raak. Ons Vader wat in die hemel is. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons as 'n kerk u naam saam kan aanroep. Dankie dat ons ook kan uitroep as die kinders, Abba, Vader. Here, dit is vir ons so 'n groot voorreg om in 'n verhouding met u kan wees, om in 'n gebed elke liewe dag met u in gesprek te wees. Soos kinders met hulle pa gesels. Maar Here, ons weet dat u ook dieselfde God is wat alles geskep het, die hemel en die aarde, ons, alles rondom ons. En ons wil met respek ook dankie sê vir u grootheid. My klein kop of ons klein kop kan dit nie eintlik eers verstaan of kop dat die skepper van hemel en aarde met ons in 'n verhouding wil wees nie. Dankie Jesus dat u vir ons kom leer het hoe om daai verhouding te koester. En my gebed is dat ons almal saam sal groei in daai verhouding. Dat ons dun plekke oral sal ervaar. Hier in ons aandkerk, daar buite by die skool, by die werk, by die huis. Mag ons meer en meer besef en ervaar en weet dat u nie 'n God is van daar deur ver nie, maar dat u Immanuel is, God met ons. Dat u ons kom omhels, dat u aktief betrokke is in hierdie wêreld. Mag ons u stem hoor. Mag die Gees vir ons fluister, vir ons rigting gee, vir ons bemagtig en bekragtig,
om u volgelinge te wees in hierdie wêreld. En mag ons altyd weet dat u alom teenwoordig is. Ja Here, u is hier teenwoordig. Maar u is dank Vader ook saam met ons, waarheen ons ook hierdie week gaan. Mag ons daarvan bewus wees. Mag ons skoene uittrek en besef dat die grond waarop ons staan is heilig. Want u is heilig. Mag u naam geheilig word. Amen. So as julle van hier af gaan, het julle nie